Ons Here God en ons Vader, ons kom as 'n gemeente vandag by mekaar. O Here, ons sien hoe alleen dit is om U te eer en U te vereer in alles wat ons in U gebou het. O Here, ons lig U bo die gebou op en self gesê daar waar ons U oprig, sal U die mense aanpak. O Here, ons bid dat U vir altyd oor die kerk sal opstaan en uitverheerlik wees, O Here, die mense sal weet, is 'n gemeenskap van daar in die hart is, en as die woord van U wil hoor, dat hulle die woord sal laat by die kerk kan kom. O Here, ek wil ons elkeen vandag hier soos die seën en toepen. O Here, die boodskap wat ons vandag ook sal ontvang, ons sal verstaan, ons sal geniet en dat ons daar volgens ook sal lewe. Here, al die voorstande wat ons doen, O Here, dit is om U naam hoog te hou, U te vereer, en ons sê vir dankie vir die voorstanders, vir die talente wat U gegee het, en dat U die talente gebruik wat U naam te vereer. Elke siekte, O Here, wat vandag die so is, ons bid en uitdaag, en sê, Here, water gesond, en self gesê, as ons geloof groter as 'n mosterdsaad is, wees ons self nie kan doen wat ons. Daarom bid ek in die Heilige Gees en elkeen vir ons sal werk, en ons geloof sal versterk, en ons weet, nader en nader dat ons sal beweeg. Ons bid nie al die dinge wat ons het verdien, maar enkel alleen die groot en heilige genade, en Jesus naam. Amen.
I love you,
We
Here baie dankie vir die voorreg en die eer wat ons het, Here, om net by die voete te kan staan. We want to worship at your feet. Here, daar's nergens anders waar ons wil wees nie, behalwe by U. U is die Alfa en die Omega, Here, U is die begin en U is die einde. En U is die blikmorgenster, U is die lelie van die dage. Here, ons moet by U wees. Here, dankie dat U ons by die naam geroep het. Dankie dat U ons 'n naam gee wat nooit uitgewissel word in die hele heelal. Dankie Jesus, goeie wat jy te ons as op aan is. Halleluja. Kan ons weer 'n keer sê een keer. Aan die kerkraad en die gemeente wat ons genooi het om by die beheerder te kom kuier. Dus so rukkie wat ons nog nie weer hier was nie, dit is vir ons 'n absolute voorreg en 'n eer. Amen. Halleluja. So net so 'n bietjie terugvoering gee van julle wat weet van pastoor Ben Louse. Ons was gisteraand bietjie daar, ek en Sonja gaan 'n bietjie gaan kuier. Die pyp is uit sy keel uit en dit gaan baie goed met hom. Na sy hartaanval wat hy gehad het met 'n wat noem hulle dit triple bypass wat hy moes deurgaan. Dis 'n groot ernstige operasie, maar hy is besig om aan te sterk en dit gaan regtig goed met hom. Amen. Al die eer en aanbidding kom God toe. En daar waar 2 of 3 saam bid en vra, so gee die Here vir ons. Amen. Halleluja. Ja, voor ons verder aangaan, kom ons vra net die Here se seën oor hierdie berigte. Ons groot en almagtige God, ons Vader, Here baie dankie vir die eer wat ons het om uit U woord te kan lees. Here, daar soveel mense wat nie so bevoorreg is, wat nie eens 'n Bybel het. Here, ons het miskien 6, 7 Bybels in ons huis en party van ons maak dit nie eens meer oop.
Here, ons is bevoorreg om nog ons woord te kan oopmaak, om met U te kan praat, om 'n gesprek met 'n lewende God te hê, want ons weet, ons hulp kom van die een wat die hemel en die aarde gemaak het. En ons sê vir U dankie. Here, vandag bid ek en vra dat U sal kom stil staan, hier waar ons is vandag. Here, want die woord leer ons ook, waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U. Here, en ons weet U is hier vandag, want ons kan in ons ervaar die teenwoordigheid van God se Heilige Gees. Here, seën die woord wat met uitgaan. Here, laat dit op vrugbare grond sal val. Here, plaas my nou agter die kruis. Here, maak my stil en praat U deur my. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Nou vandag gaan ek bietjie gesels oor weerstaan die storms. Kyk, storms is daar. Wie het al in 'n storm gery? Ja, kyk, storms is nie lekker nie. Maar ons het storms. Nou, ek gaan vir jou sê dat ons kan nie kies of daar storms gaan wees nie. Amen. Ons kan nie kies of die storms nie op ons pad gaan kom. Maar ons kan kies waar ons oog gaan hou as ons in daai storm is. So ek wil nou vertel van 'n verhaal wat ek gehoor het van 'n persoon wat deur 'n storm gegaan het, en dis 'n pa en 'n dogter. Dankie. En ek het is 'n pa en 'n dogter wat deur 'n storm gegaan het, en kom ons sê die pa was in die hospitaal en die dogter het hom gaan haal want hy is ontslaan, en so die pa self kan nie die voertuig bestuur nie, so die dogter moet bestuur, en daar's 'n storm wat opkom. En die pa en dogter is in die voertuig en daar ry hulle op pad huis toe, en die storm woed. En die dogter sê, jong, sy voel bietjie ongemaklik om in hierdie storm te ry, en al wat haar pa vir haar sê, moenie bekommerd wees nie, ek is hier by jou. En hulle ry toe aan en die storm raak al hoe erger en die reën val en jy voel sommer hoe ruk die voertuig van 'n storm. Want jy het al in 'n voertuig gery waar die wind so waai, daai stormwind, dit waai verskriklik. En sy sê hulle ry en sy sê vir haar pa, sy gaan nou aftrek, en haar pa sê, moenie aftrek nie, bly net waar jy is en ek sal jou jy sal veilig wees, want ek is hier by jou. En so ry hulle en die voertuie trek af, en naderhand sit groot vragmotors wat aftrek. En sy sê vir haar pa, sy gaan nou aftrek, want sy kan nie sien nie. Haar pa sê, kyk net aan die kant, jy sien die wit streep, hou net links van die wit streep, moenie bekommerd wees nie, ek is hier. En so is hulle deur die storm, en hulle kom deur die storm uit, en daar skyn die son. En haar pa sê vir haar, okay, trek van die pad af. Hy sê, maar hoekom? Ons is dan nou deur die storm, ons kan nou ons huis toe gaan. Hy sê, nee, klim uit en kyk agter jou, hoe die mense opgegee het in hulle storms. En as jy opgegee het in 'n storm, dan bly jy sit in daai storm. So, en dit is die boodskap vandag wat ek wil gee, is dat storms gaan daar wees. Daar gaan oorweldige storms in ons lewens wees. En Jesus het nie gevra dat ons ons storms moet ontken, maar hy het gesê ons moet dit uitken. Ons moet die storms begin uitken wat in ons lewens kom. As jy meer aandag aan die storm gee, dis wat gebeur as mense in 'n storm is, dan soek hulle 'n brug en hulle soek 'n boom om onder te stop, om uit die storm uit te kom. As jy meer aandag aan die storm gee, as aan die een wat in die storm loop, gaan jy sink. Hoor julle wat ek sê? As jy meer aandag aan die storm gee, as die een wat in die storm op die water loop, gaan jy sink. So, Matteus 14, as jy die hele Bybel het en jy wil soontoe blaai, Matteus 14, vanaf verse 22, en die opskrif is, Jesus loop op die see. Nou as jy Matteus soek in die Ou Testament, gaan jy bietjie lank soek. Jy gaan hom nie daar kry. So die eerste boek in die Nuwe Testament. Hy sê hier vanaf verse 22, en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl die skare wegstuur, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Nou as ons nou so vlugtig bietjie kyk, hy dan al die middag het hy vir sy disippels gesê, klim op daai bootjie, laat julle gaan. En hy toe in sy eensaamheid op die berg het klim, en toe dit nou al aand word, toe is hy nog op die berg. So, hou dit net 'n gedagte. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak
Nou as ons nou kyk, wat is vierde nagwaak beteken? Dit is omtrent so tussen 3 uur en 6 uur die volgende oggend. So julle kan julleself in hoe daai manne geroei. En hulle boot het heel moontlik nie 'n motorboot op gehad nie. Daar was nie 'n motortjie nie. Hulle moes maar roeispane kap, nee. So julle kan self indink van die middag af, kom ons sê hier by 4 uur, 5 uur, het hulle daar opgeklim, en toe dit donker is, toe is Jesus nog op die berg, en hy in die vierde nagwaak toe na hulle toe gewandel, dis tussen 3 uur en 6 uur op, daai manne moes al moeg gewees het, want hulle is getuister teen die winde en goed. Hy sê, maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En wat doen nou Petrus? Ek dink ook Petrus was 'n bietjie bang gewees op daai oomblik. Hy sê, as ek net in die boot kan klim en by Jesus kan kom, dan gaan ek veilig wees. En hy waag daai kans, en hy sê, Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. En Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Ek dink ek sou gehardloop. Want ek hou nie, ek raak seesiek net op Valdam. En ek kanoe, nou imagine hoe daai ouens gevoel het in daai ou bootjie op die see. En die Here sê vir Petrus, kom. En Petrus klim toe af van die skei en loop op die water om by Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En daarom klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. So hoe baie is ek en jy nie ook so in 'n storm? Nou wil ons net by Jesus wees. Maar baie kere vergeet ons so bietjie na Jesus toe gaan. Want hoekom sal Jesus vir my en vir jou kom besoek in my storm? Moenie aandag gee aan die storm. Gee aandag aan die een wat in die storm op die water loop. Het jy al hierdie t-shirts al gesien? Ek kom maar sê t-shirts, nee, T-hemde. Gesien, dan staan daar hier voorop, I am a bomb technician. Het jy al so iets gesien? En dan as jy agterkyk, dan sê die woorde daar, if you see me running, try to keep up. Ja? As jy daai bom ou sien, want hy is daar om die bom dis aan. So as jy hom sien hardloop, dan moet jy hardloop. So dit is belangrik om jou oë op die regte persoon te hou, op die regte plek te hou. So dis nogal iets om oor na te dink, nee, dat ons sal ons oë op die regte plek hou. En wie het al gevlieg in 'n vliegtuig? En julle daai, hulle noem dit ons turbulence, nee, wat jy so deurgaan, ek noem daai grondpaad, daai sinkplaat, alles op, al jou vetrolletjies op so, gaan so te keer in daai vliegtuig. En ons het die voorreg gehad om 1 jaar te gaan vlieg, ek en my vrou het nooit gevlieg nie. Ons besluit toe ons gaan vir een van die vriendinne kuier daar in PE, so is 'n uur en 'n half se vlug, so dis nie te lank nie, dis nie te kort nie, so dit gaan net gesond wees. En ek wil nou op die venster uitkyk, so ek vat die venster, ons maak nou weer, ek so toe venster, jy terug venster. So ons is toe nou daar, en ons sit in die venster dan, sit Sonja in die middel, en hier sit toe 'n oomie langsaan. En hy vliegtuig begin met sy turbulence en goeters, en hierdie enetjie begin, hy oomie langsaan gryp so sak, hy sê, vir asseblief net nie op my, want dit gebeur ons maar, hy sê, want die vorige keer het dit met hom gebeur, maar gelukkig het my vrou nie naam weggegooi nie, sy het wat gedra, en ons het veilig aan die ander kant gekom, en die vakansie geniet. Maar, weet jy wat, as jy in daai storm is, op in daai vliegtuig, wat maak jy? Jy kan ergens gaan, die ouens gryp my stoel vas mee. En jy gaan kyk, party van die lenings as jy so die hand so oorgryp, dan voel jy kyker, soos die ouens hulle gedruk het. So jy het 'n keuse, of jy daar in angs gaan sit. En al wat jy moet doen, hou jou oog op die lugvaartdinge. As hulle normaal beweeg en hulle gaan aan, het jy niks om oor te vrees. So dit is belangrik, waar jy jou oë vestig. En dit is 'n bietjie waar ek oor vandag wil praat, is, hoe om jy op die regte plek jou oë te hou.
En dit is belangrik, dat ek en jy gefokus sal wees by Jesus Christus. As ons 'n bietjie uitbrei oor die see van Galilea, hulle sê sover dit meer aangaan is die see van Galilea 'n klein, diemlerige ou enetjie. Hy sê hy is so 12 km op sy breedste, en dan is hy so 21 km op sy langste. So, juist omdat dit so klein is dit kwesbaar vir winde wat van die hoogtes afwaai. Dan verander die see in 'n voedselverwerking. So ek wil sê soos 'n tummeldraai. En as jy op daai see is, op daai oomblik sterkte, want jy gaan roei. As die storms kan vinnig begin, windrigtings verander vinnig. Dis nou in hierdie rigting, dan kom dit van daai rigting af, en so verander dit, en dan in wintermaande is daar ongeveer elke 2 weke storms op daai see. En die storms kan tot 2 tot 3 keer op 'n dag kan die storms plaasvind. So Petrus en die disippels het geweet, hulle is in groot moeilikheid toe hulle op daai see is. Wat 'n uurlange vaart moes wees, en dit is wat ek sou gepos het, as die see rustig was en dit was soos 'n spieël, dan sou dit 'n uur gevat het vir daai 12 km om oor te vaar. Ek het nog getoets nie, so ek weet nie hoe waar is dit nie, maar wat 'n uur lange reis was, het hulle 'n hele nag gevat om deur te gaan. Hulle is deur die golwe getuister, 'n goeie beskrywing, die bootjies rondgegooi deur stormwinde, branders, die branders slaan teen die kant en die seile slaan. Jy kan jouself indink hoe lewensgevaarlik was dit vir hulle gewees. Die golwe het hulle getuister. Die disippels het geworstel vir 9 koue, sopnat ure. Kan jy jouself indink? Wat 'n uur moes gevat het, vat hulle 9 ure om daar te kom. So wat 'n storm is daar vir my en vir jou? 'n Stormpie wat miskien in ons lewe dalk 'n uur moes gehou het. Klein, net 'n klein dingetjie wat iewers iets verkeerd geloop het, net ietsie wat ek per ongeluk verkeerd geuit het. Wat net vinnig kon opgelos geword het, het in 'n groot, onstuimige worsteling verander. En dit veroorsaak probleme. So jy is miskien dalk in 'n storm van 'n egskeiding. En 'n egskeiding is nooit lekker. Jy kan met mense praat wat deur egskeidings is, dit is nie iets lekker nie. So is dit 'n storm wat jy moet sien, waar jy vaskyk nou, is jy in 'n storm van skuld vasgegooi, weet wat jy miskien dalk ietsie gedoen, 'n transaksie aangegaan, en in die mat geval, en jy sit nou met daai storm, om daai geld terug te gee, die value is op jou voordeur, die prokureurs is in jou nek, en dis 'n storm waar jy in is. Het dan 'n storm met jou huisgesin. Jou kind is verslaaf aan dwelms. Ons sien dit so baie, ons kry dit so baie, waar ouers nou hande in die hare sit met hulle kinders wat met dwelms verslaaf is. Kinders wat met die ouers sukkel, omdat hulle met dwelms verslaaf is. Die vyand is uit om my en jou te verwoes. Dis sy job. Dis sy taak wat hy het. En as ek en jy nie ons oë op Jesus gaan vestig en ons oë op hom gaan hou nie, gaan ons in daai gat val. En dan gaan dit te laat wees vir ons om uit te klim. Maar met die genade van die Here Jesus Christus kan hy ons uithaal. Maar dat ons oë op die regte plekke. Die disippels het nie verwag dat Jesus hulle sou besoek op daai oomblik, daai storm. Hulle so kyk te sien hulle hier kom 'n man op die spook op die water geloop. Maar toe is dit Jesus wat in daai storm op die regte tyd in hulle lewe stil staan. Hoekom sal die Here nie in ons storms ook by ons gaan stil staan nie? Wie het al gedink, waar is God in die tyd dat ek deur 'n moeilike tyd gaan? In my huwelik wat nie werk nie, in my verhouding met my kinders, my verhouding met my ouers, my verhouding met my familie, dit werk nie uit nie. Waar is God? Hoekom het God my nie kom help nie? Die Here sal nie tydens my storm my kom besoek nie. Tydens my ontroostskap, geweld, korrupsie, huweliksprobleme, verslawing, dit is goed waar ons elke dag mee te doen het. Amen. En tog is dit in die storms wat die Here sy beste werk doen. So wanneer jy klaar probeer het, dan die sang sê vanoggend vir ons. Die Here gee Vader, sy gee haar probleme vir Jesus. En sy het 'n sopkomers. Sy het 'n Jesus outreach. So sy gee vir baie mense ons met die genade van die Here. Help die Here om dit te kan doen. En een besigheid kom en sê, Vader, dis nou klaar nie. Ons kan nou nie meer vir jou gee nie.
jou boeke is in toe en jy kry nie meer. En sy sê, Here, ek gee dit oor in U hande. Nou gaan lê dan is dan rustig. Nou gaan man sit tot dat die Here gegee. 5 minute later, nie eers 5 minute nie. Ek dink sy ek moet net toe gaan, miskien dit probeer. Nee, nou wil sy dit by die Here terugvat. En die Here sê, Vader, laat net rustig. Ek is in beheer, ek sal dit uitsorteer. Hou jy net jou oë gefestig op die Here. Halleluja. So, en tog is dit in die storm van die Here die beste werk. Want dit is in die storm wat hy jou die skerpste aandag gee. Ons het vanoggend die binnekant gepraat, want ons het ons name so op ons hemde en goeders, want dit elke van dit kom by die ouderdom, want ons vergeet ons 'n bietjie name. Nou ek seën gewoonlik nie, wanneer ek gee hulle sommer nuwe name. So, maar dit is hoe dit gebeur, want ons vergeet, maar weet jy wat, die Here het jou in die naam. Hoekom gaan hy jou vir die wolwe gooi? Hoekom gaan hy jou los dat jy in die storm bly? Hy het jou in die naam genoem, hy sal jou uitred. Die woord sê, roep my aan in jou uur van benoudheid en ek sal jou uitred. Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie, ek is hier. Nou het my pa vir hy meisie gesê, julle ry, moenie bekommerd wees nie, ek is hier. En hy het net sy hand so op haar gesit en sy raak rustig. Hoeveel van ons word nie rustig as ons net hoor, ek is hier. Here geliefde, wat sy sê, weet jy wat, jy is nie alleen in die stryd. Ek is hier saam met jou. Ek gaan saam met jou bid. Ek wil eintlik sê, elke gemeente, elke kerk moet hierdie woorde ophef by hulle kerk. Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie, ek is hier. Want God is hier vandag. Hy sien elke een se storm raak. Hy sien my storm. Ja, nie te sê omdat jy 'n pastoor is, jy het nie 'n storm nie. Elke dag 'n storm wat ek moet. Dan sê ek Engelse woord, ek moet aan storm face. Elke dag. As ek werk toe ry, is dit 'n storm vir my wat daar voor lê. Wat doen ek in daai storm? Gooi ek my tools uit die pot uit, hang aan halflyf by die rydtyd, beleier vir daai man waar hy moet bestuur, of het ek Jesus as my fokus om my te lei, wat ek wil doen, wat ek kind van die Here verlang om te doen. Een ding wat ek geleer het, jy kan nergens gaan waar God nie is nie. God is alom teenwoordig. Hy sien alles wat ek en jy doen. Hy sien alles waarna ons kyk. As ons dink, ons net so vinnig op ons foon, kyk net so gou iets hierso, is dit wat die Here wil hê jy moet na kyk? Drie keer wil ek sê, maar ons eie storms. Ons veroorsaak ons eie storms in die lewe. Nou Petrus sou nooit gevra het om op die see te loop as hy nie in 'n storm was nie. As daai see so glad soos 'n spieël was, dan sou hulle dan sou hy daar gewees het. Dan sou hy nie die Here aangegryp het nie. Maar dit het 'n storm gekos, sodat hy uit sy gemaksone kon uitklim en sê, Here, ek wil by U wees, en hy moes op die water loop. Petrus het in die skyn geklim, op water begin loop. Hoekom? Want hy was geweet, as hy by Jesus is daar vrede, is daar 'n salwing, is daar gemak, dan het hy daai kalmte, en hy het dit nodig. Maar dan maak hy dit fout. Want dis ook wat ons maak foute. Wie is perfect? Nee, nie, ons almal maak foute. En sy Petrus maak 'n fout en hy kyk weg van Jesus. In plaas van Jesus het hy die bal water sien aankom. Hy het gesien hoe die wind en die bootjies se mas heen en weer ruk. Hy het gesien hoe miskien hoe die blits op die water staan. En elke oomblik was dit vrees geweest. En die oomblik toe hy die aandag aan die storm gee, toe begin hy sink. En dit is nie wat ons op doen. Ons gee aandag aan ons storm en ons hang nie ons oor op Jesus nie. So ook ons. As ons meer aandag aan die storm gee, as aan die een wat in die storm op die water loop, gaan ek en jy sink. Jesus is altyd teenwoordig. Amen. As ons net so 'n paar versies terug gaan blaai op hoofstukkies na Matteus 8 toe. Matteus 8 vanaf vers 23. Jesus maak die storm stil. En toe hy in die skei klim, het sy disippels hom gevolg, en daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap, en daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê,
Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat van 'n mens is hy, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam. God is alomteenwoordig. En elke storm, want baie keer, soos ek gesê het, veroorsaak ek en jy ons eie storms. Amen. Ons wonder miskien na baie daar, ou Jona het sy eie storm veroorsaak. As hy gehoorsaam was en het gedoen wat die Here sê, sou hy nie in 'n vissebyt gewees het. Jy kan jouself indink, daai seegras hier om hom, daar's nie 'n lig binne in 'n vissebyt nie, daai donkerte, jy voel jy word versmoor, en hy het sy eie storm veroorsaak, omdat hy nie gehoorsaam was nie. So is ons ook, as ons nie gehoorsaam is nie, maar wat doen ons as ons in 'n storm is? As iets gebeur het en ons is nie gelukkig, wie blameer ons? Amen, is ek reg? Ons blameer die Here. Waar is God? Hy straf my. Hoeveel keer het ons dit al gehoor? God straf my. Dis ek hoe dit so nodig. God straf my besigheid. God straf my in my huwelik. As ek en jy nie gedoen het wat ons gedoen het, dan sal dit nie oor ons kom nie. Maar net om julle te lees dat God is nie daar gekom om ons, Jesus het nie aarde toe gekom om ons te kom straf nie. Hoor wat sê sy woord vir ons in Jakobus 1, hier vanaf verse 13. Hy sê, laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en selfs versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. So, in ander woorde, jou huwelik is op die rotse, want jy het al oor die draad gespring. Jy het al gedink, die gras is groener aan die ander kant, as aan hierdie kant. Jy het al goed gegaan op jou foon, want dit is nou maar 'n feit. Mense is verslaaf aan pornografie. Nou as jy getroud is en jy is in die huwelik, en jy is verslaaf aan pornografie, dink jy jou huwelik gaan volmaak wees? Dit gaan mooi wees? Dit gaan nie. En dan vra ons, die Here straf my in my huwelik, maar waarmee is jy besig? Jou besigheid. Ek sê nie, dit is in al die gevalle so nie. Maar kyk 'n bietjie, die transaksies waarmee jy besig is. Doen jy 'n transaksie, dan sê Here, alles wat ek doen ek tot as ek vir doen, of vat ek dan maar so 'n braai in die onderkant. Net anders kan ek nie die tender kry. Anders gaan my besigheid nie floreer. En dan val jou besigheid in tye, en dan sê jy God straf. Maar is dit nie my en jou se doen en laat nie. As ons ophou met dwelms, want daar was 'n keuse gewees wat ons gemaak het. Daai was 'n keuse, die eerste keer, toe daai Klaas Brandewyn opgetel het ek 'n keuse gehad. Gaan ek kom drink, of gaan ek vir die persoon sê, nee, dankie. Ek kan nie voel. Daai eerste sigaret wat ek opgetel het, en dis waar het begin. Dit is nice. Ons is in die skoolmaats, ons is in by ons maatjies, daai eerste koeltrek opgetel. Dit begin by 'n sigaret. Naderhand is dit dag, naderhand is dit petrol, naderhand is dit tinders, en al die gemors, en voor jou kry, is jy vasgevang in die holte van die sak. En dan kom ons nie daar uit, dan sê ons, God straf ons. Partykeer veroorsaak ons eie storms. Amen. So ek wil sê, jy moet doen wat jy doen, om jou oë gefokus te hou op Jesus Christus. En wat moet ons doen? Wat sal my help om my oë gefokus te hou op God? Sing lofliedere. As my vrou so 'n bietjie omgekramp is, en sy het nie lekker gehad nie, en sy verskoon my. Dit kan nie doen. Dan sy musiekklip aan, en sy sing en prys die Here in haar tyd, wat sy voel die wêreld skuld aan. Waar sy voel, mense het aan te nagekom, dan gaan sy na binnekamer, en sy gaan sluit die deur, en sy gemeenskap met God, en die Here kom en hy gaan jou. So wanneer jy in daai storm is, sing lofliedere, prys die Here, luister na geestelike musiek, daar waar jy is, hou op na die wêreldse goed te luister, raak een met Jesus Christus, memoriseer skrifgedeeltes. Hoe hartseer is dit,
As jy vir iemand sê, noem vir my een skrifgedeelte op, wat jy kan onthou in God se woord. Ja, jy vra my nou so vinnig, ek kan nie nou iets dink eintlik nie, maar ek ken 'n paar woorde. Ons moet God se woord memoriseer. Daar gaan 'n tyd kom, 'n plek kom, waar God se woord nie meer gelees mag word nie. Ons sien dit klaar, hulle wil vir die kerke sê, maar moet dit preek. Hulle wil vir die pastoor en die dominee sê, jy mag nie oor dit praat nie, jy moet oor dit praat, jy mag nie dit nie. Wat sê God se woord? So, hoe meer jy God se woord in jou hart kan bære, hoe beter vir jouself. Plak vir jou, versies, plak dit in jou kamer, plak dit in jou kantoor, waar jy sit, en dan kyk jy op, al lees jy net die Bybelvers, so gaan nou dit begin memoriseer. Selfs met ander gelowiges. Amen. Ons het nou gepraat van getuies. Dit is belangrik om na mense getuies te luister. Ons moet nie luister baie op YouTube nie. Terwyl ander goed kyk op YouTube, luister sy na getuies. Mense wat deur God aangeraak is. Want dit is belangrik om na ander se getuies te luister. Ons moet 'n verandering doen in ons lewens. Maar neem 'n doelbewuste besluit om jou oë op Jesus te hou. Want sonder Jesus gaan ek en jy sing. Kom ons kyk so 'n bietjie ook nou na die see. Wie hou van die see? Dit is 'n lekker plek daar. As ons op vakansie gaan, dan gaan ons gewoon daar by Bellito se kant. En hulle het mos sulke bankies daar, as jy so loop, dan is daar bankies. En ek kan vir ure daar sit met 'n verkyker en so uitkyk op die see, want die see is so rustig. Die see is so mooi, dis God se handewerk. Dis waar ek my saligheid vind. Nee, ek dink die Here wil hê ek moet daar aftree. So jy sal jou goed in plek kry, ons gaan see. Nee, is dit nie maar hoe ons nie, wie wil by die see aftree? Nee, ja, ons almal, ons is lus daar in ons braai plek. Maar weet jy wat? Daar is 'n Engelse woord vir julle babbelboost. Die see is nie so 'n wonderlike plek nie. Hy is lekker, maar hy is nie so wonderlik nie. Want daar is visse wat mense insluk, van Prof Jonah. Ja? Daar is visse wat insluk, en daar is visse wat sukkel aan kan. Moet nie meer genade, hulle gaan by jou stikken by. Hulle eet jou op vir breakfast. Daar is hartseer in die see. Daar is baie dood. Weet ons al hoor van mense wat omgekom het in die see. Kinders wat gaan swem en dan by die rotse, dan is hy kind weg. Hulle kry my kind opgespoor nie. So die see is regtig nie so 'n goeie plek nie. En daar is baie onveiligheid vir die see. Nou kan nie meer die aand op die strand gaan loop nie. Vroeger jare kon jy 7 uur agter die aand, vat jy jou geliefdes aan, en jy gaan loop en jy kyk na die maan, jy beloof al die sterre, die maan en alles. Jy kan dit nie meer doen nie. 6 uur, jy kan besluit jy rol jou eie sypaadjie op, en jy bære die goed, want dit is net nie meer veilig om dit te kan doen nie. Maar ek wil vir julle wys daar in Openbaring 21, uit die eerste versie, dat die see nie meer so goed is. Hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer. So daar gaan nie meer 'n see wees. Hoekom kan dan nie 'n see wees? Die see is dan so 'n lekker plek. Ek kry my saligheid. Nee, ek kry jou saligheid in Jesus Christus. Dit is waar ek my saligheid kry. Nie by die see nie. Dis nie so rustig nie. As die nuwe hemel en nuwe aarde kom, en jy gaan daar wees, maak seker jy gaan hier nuwe hemel en nuwe aarde ingaan. Dan gaan jy by die strome van lewende water wees. Dan gaan jy by die waters wees wat lewe gee. Die see gee nie lewe, die see vat lewe. Maar die lewende water, Jesus Christus, gaan vir ons dit gee. En dit is om die wêreldse see nie meer daar kan wees nie. Maak seker jy is ingeplant by Jesus Christus, sodat jy die water van die lewe kan kry. En jy sal nooit weer dors wees. Amen. Wat probeer ek vandag sê? Sodat die see en die storms nie meer daar gaan wees nie, so gaan ons storms ook nie meer daar wees nie. Ons storms gaan nie vir ewig hou nie. As ons by Jesus gaan wees, is daar nie meer trane nie. Daar is nooit meer hartseer nie. Daar gaan al die goed gaan weg wees. Want die Here het alles nuut gemaak. Die ou dinge is verby. En dit kom terug na hierdie 3 woordjies. Ek is hier. So die Here is hier vandag.
En hy wil hê, jy moet in daai boot inklim. Maar ek en jy het 'n keuse, gaan ons in daai boot sit, soos die ander 11 disippels nog in die bootjie was, of gaan ons Petrus maak, ons gaan in daai boot inklim en ons gaan na Jesus toe gaan. Of soos daai mense wat in die vliegtuig is, en hulle hou daai sitplekke vas, want hulle is te bang om te beweeg, of gaan ons opstaan. Die Here sê, ek is hier. En nou is die vraag, waar is jy? Waar is ek? En ek praat nou van jou Christelike plek, jou Christelike telling. Hoe sterk is jy 'n kind van die Here? Ek is elke Sondag in die kerk, so dit tel daarop, dit aantekening maak Sondag in die kerk. Of is jy 'n kind van God? Is jy 'n wedergebore kind van God, wat die wil van die Vader doen? Want as ek en jy nie in die wil van God is nie, en die Here gaan sê, ek is hier, gaan ons dit nie hoor nie. Want die woord sê vir ons, die skape ken sy stem. Dit ken die herder se stem. So as die Here vandag met jou praat, hoor jy sy stem. Dan kan jy met mense praat en vra, wanneer laas het jy die Here se stem gehoor? Jy het nog nooit gehoor. Ek het nog nooit die Here se stem gehoor. Want ek moet sê, die eerste keer toe ek die stem van die Here gehoor, en ek praat van, soos die Here my nou hoor praat, so het ek die Here se stem gehoor, en dis toe ek nog met brandewyn na gestaan. Ek skryf daai brandewyn weg. Want ek sê vir jou, dit is, as God met jou praat, dan moet jy luister. Maar jy moet jou ore oopmaak om ingestel te wees, sodat jy kan weet wanneer die Here met jou praat. I'm a bomb technician. Hou jou oor om, is dieselfde. Hou jou oor gevestig op Jesus. Hoe praat God met ons? Deur sy woord. Baie kere hoor ons die stem van die Here. Dis awesome. Ander kere hoor jy dit nie fisies nie, maar jy hoor hom wanneer jy die woord oopmaak, en ek kan jou 'n brief gee. As jy die woord oopmaak, iewers op daai 2 bladsye, gaan God met jou praat. En hoe praat ons terug in die Here? Deur gebed, lofprysing. Dit is dan hoe daar kommunikasie is tussen my en die Here. En ek het 'n liedjie wat ons nou nog gaan luister. Maar voor ons op luister, gaan ek gou vir julle die woorde sê, want weet jy, ons probeer hierdie liedjie opspoor, en ons kry hom nêrens, nie op Google nie op YouTube nie, en Sonja sê, hulle is besig om die Christenskap, die goeders van die Christen boodskapies en goede, begin hulle so afhaal. So binnekort gaan ons nie meer hierdie goed kan sien nie. Dis kom maar gesê, ons moet hierdie goed begin memoriseer. En hierdie liedjie is soos volgende, hy sê, hy is hier, halleluja, hy is hier, amen. Hy is hier, heilig, heilig, dis hoe ek my Vader ken. Hy is hier, hy wil jou aanraak. Luister mooi, hy roep na jou. Jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Jou God kan jy vertel. Kom ons luister na die ding. Sodat hy jou kan aanraak. Hy roep jou by die naam vandag. Kan jy in die storm, die Here wil jou storm uithaal.
Maar jy moet opstaan. Jy moet daai woord uitklim en na Jesus toe loop. Jy moet by die naam. Soos ek gesê het, die Here het my gepraat het. Ek is al oorgeval en ek kon nie wees beweeg. Wil jy nie jou oor maak vandag, dat Jesus nou met jou kan praat. Goeie. Halleluja. Die Here is hier vandag en hy roep jou by die naam. Soos ek gesê het, maar ek en jy het 'n keuse. Here, los my bootjie, ek is van, al val die stroom in 'n voet, ek sal nie deurkom, of Here, as dit nie is, laat my nou toe kom. Ek wil uitnodiging maak, af en nog 'n liedjie van stil. I know the master of the wheel, I know the maker of the rain. Nou wil ek jou uitnooi, as jy wil, en net jou hand opsteek in het sak, of sê, wat kom, ons staan hier voor, en ons bid saam met jou. Want daar deur gebed, deur is al krag, en die Here wil jou uit jou storm uitlei. Maak nie saak wat so storm jy deurgaan. Dis 'n storm, en dis nie lekker nie. Amen. I know the master of the wheel. Ek nooi iemand vorentoe. My boat is light, sails on the troubled sea. Whenever there's a wind in my sails, but I have a friend who watches over me. When the breeze turns into a gale, I know the master of the winds. I know the maker of the rain. He can calm the storm if the sun shines again. I know the master of the winds. Sometimes I soar like an eagle to the sky. Among the peaks my soul can be found. I'm mixed with the storms driving from the highs. Bring me on.
Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie, ek is hier. Dankie almagtige God en hemelse Vader. Here, dankie dat U vandag by my kom stilstaan. Here, dankie dat ek vandag die geleentheid gehad het om uit my comfortzone uit te kom klim. Om uit die boot uit te klim en op die water te kan loop na die allerhoogste, die Here, die koning van die konings, die geneesheer. Here, dankie dat U ons aanraak. Dankie dat U by ons kom stilstaan en vanmôre en ons net kom nuut maak het in Jesus naam. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met sy Heilige Gees bly in sy met elkeen, tot so die Here beloof het op die wolke gaan hy kom om sy bruid te kom haal. Is hy gereed? Amen en amen. Amen. So weer gestaan, pastoor Dani en Laurens.